Daar sê hy, baie welkom by die derde week van die Great... Stop het gou. Ek wil net gou 'n paar vragies vra, as jy warm genoeg, is jou stem reg? Kom ons doen dit. Okay. If Y-E-S spells yes, what does E-Y-E-S spell? Yes. Nee, dis eyes. Okay, cut. Ek sê. Okay. Daar sê hy, baie welkom by die derde week van die Great Collab. Wat 'n voorreg om in ons nuwe huis bymekaar te kom, want ons nuwe huis bestaan uit al hoe meer van julle. En dankie vir elkeen van julle wat van pretty much reg oor Suid-Afrika deel geword het van hierdie incredible movement van hier pretty much na die hele Suid-Afrika toe en selfs Namibië. Wie's nie George en Richard van Richards Bay nie. Hierdie grapie sal beter raak soos die tyd aangaan, beloof julle. Verlede week was cool want ons het gekyk na die gordel, die belt van waarheid. So ek hoop jy het hom aan vandag en ek hoop jy maak reg om die harnas van vryspraak aan te trek. Soos wat jy weet, 'n harnas is iets wat jy ek weet nie eintlik wat 'n harnas nie. Bly maar net by ons en kyk wat gebeur hierna, dan gaan jy 'n beter idee van wat volgende moet gebeur. Vereers, die heel belangrikste, kom ons gaan kyk wat is die timeline trends. Timeline trends. Bible Stories with Liv, the story of Daniel, part 2. So the officials that caught Daniel praying race over to King Darius and they're like, Mr. the King, Daniel broke the law, no cap. Talk about sus. What? Yeah, we just saw him praying to God and everyone knows that you can't undo a law. Everyone knows that. Yeah, everyone does know that. Well, shoot, man, that's a major bummer sesh. Okay, well, I guess throw him into the pit of lions. I'll find another number 2. They're like, oh, hells yeah. And they grab him and they chuck him into a pit full of hungry lions. But God's like, alrighty, boys, let's do this. And he sends an angel down to the lion's den with Daniel, and the angel goes skadoosh to the lions, so they can't do anything to Daniel. And Daniel's like, this is freaking sick. And he just chills down there with the lions and the angel. The next morning, King Darius comes back and he sees Daniel still alive and high-key vibing. And he's like, whoa, what? And he makes a decree that my kingdom from now on will worship the God of Daniel. Ah, hell yeah. Heaven yeah, my bad. Moral of the story, don't worry about passing the world's vibe check. Pass God's vibe check. They be like, hey Brandon, what you got on? Don't worry about it. Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it, sweetheart. That's Flash. Dalk het jy nou agtergekom dat iets nog nie baie gesê het tot nou toe nie. Wat ek wel dan van jou wil vra is, wil jy nie jou vriende hierdie hele boodskap mee share nie? Nie noodwendig aan die einde nie, aan die einde ook, maar sommer nou, maak hulle deel van hierdie community, laat hulle deelneem spesifiek ook aan vanaand. So, ons sing vanaand hierdie volgende lied saam. Wat juist daaroor gaan, wat beteken dit om uit vryheid, wat Jesus baie duur vir aan die kruis gekoop het, te leef en uiteindelik te floreer in. Die vraag is, leef jy in daai vryheid in, en wil jy nie saam met my in die volgende gebed ook vra, dat die Here vir jou sal kom wys of jy regtig leef, soos iemand wat vrygekoop is nie, en wat vrygespreek is, om regtig 'n volledige lewe te gaan leef, vol van die Jesus lewe. Kom ons bid saam en ons vra dat die Here ons harte sal aanraak. Here, wanneer ons hierdie lied sing, dan sing ons dit, want ons wil daarin kan glo, Here, en ons is so bewus daarvan, as ons sien die hartseer en die gebrokenheid in jong mense se lewens vandag, Here, dat daar soveel jong mense is wat amper vasgevang is en vasgekeer is, en nie besef, Here, dat U reeds die tronkdeure oopgemaak het vir ons om te kan uitbeweeg, en om in hierdie vryheid wat U so duur aan die kruis vir ons uitgekoop het, vir ons 'n realiteit wil kom maak. Here, wil U nie die preek, dit wat ons in die woord lees, en dit wat ons nou gaan sing, Here, nie net hoor nie, maar wil U nie deur dit ook ons harte kom aanraak nie. Ons vra dit in die mooiste naam van alle name, die een wat juis vir ons klere vir die okasie gegee het, die naam van Jesus Christus. Amen.
graces, graces, waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces, waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion. Come back to the sky. Run into wide open spaces. Graces, waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces, waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Oh yeah. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Ons is in week 3 van ons reeks Klere vir die Okasie en hoe great en hoe intens is dit om te weet dat God ons toerus, dat hy ons eintlik aantrek vir hoe ons as Christene moet lewe. Nou hoe ons aantrek is nogal belangrik. Ek weet nie wie van julle was al dalk underdressed vir die event nie. Jy lees op die uitnodiging casual wear, dan dink jy okay, casual is my kortbroek en plakkies en dis my geskeurde jean met my all-stars en jy pitch so by die kuier en toe jy daar kom, toe sien jy, o nee, die ouens het almal hulle nice jeans met hulle high top skoene aan en hulle knoophemde en die meisies 'n mooi rokkie of 'n lekker jean en heels en dan voel jy, aarde sluk my in. Dit is nie lekker as ons nie reg aangetrek is nie. Nou sonder om sommer net 'n maklike of 'n eenvoudige vergelyking te trek, maar hoeveel te meer is dit nie belangrik vir ons
as Christene, as koninkrykskinders, om reg gegeer te wees nie, om reg aangetrek te wees nie. En in hierdie reeks praat ons daaroor en ons hoor hoe Paulus ons uit Efesiërs leer, hoe hy ons toerus vir hoe ons as Christene moet lyk. Nou as Paulus hierdie brief skryf, soos ons al gehoor het, sit hy in die tronk en hy skryf dit vir 'n gemeente wat nie op 'n goeie plek is nie, met wie dit nie goed gaan nie. Ons weet Paulus sit in die tronk want hy het vervolging beleef, dit het nie met hom goed gegaan nie. En ons kan ook dink, ja, ek kan daarmee relate. Vandag voel dit baie keer vir ons asof Christene ook nie op 'n goeie plek is nie, asof dit ook nie die hele tyd met ons goed gaan nie, want as ons sê nou maar nie na 'n kuier toe wil gaan of wil doen wat almal by die kuier doen nie, dan sê hulle vir ons of hulle rol hulle oë en sê, ag, moenie nou hier kom heilig wees nie. Julle Christene is so judgmental, julle sê klomp goed, maar julle lewe nie so nie. Of hulle sê vir ons, wat weet julle nou regtig van waaroor die lewe gaan en wat waar is? En dan voel ons dit as 'n bedreiging aan, ons voel, mense verstaan ons nie, en ons weet nie hoe ons moet optree binne hierdie situasies nie, hoe ons te midde daarvan moet lewe nie. Nou hierdie Christene vir wie Paulus skryf, het dit alles ook beleef. Maar nog meer as dit, is hulle actually vervolg en doodgemaak vir wat hulle glo, vir dat hulle Jesus volg. So Paulus skryf hierdie om hulle te bemoedig, om vir hulle hoop te gee, om vir hulle te leer en te wys hoe hulle moet lewe as Christene. En dit is vir ons ook waar en dis vir ons ook 'n boodskap. Nou ek imagine nogal, as Paulus daar in die tronk sit en skryf, is hy geboei en hy het net soos 'n onderkleed aan, wat basically net soos 'n rokkerige, lapperige ding is, wat hy aan het. En buite sy sel staan die soldaat, vol gegeer, met spies en skild en borsharnas en belt. En hier staan die soldaat en Paulus sit hier so, en hy skryf hierdie brief. En ek imagine hoe Paulus daar sit en dink, as ek sou moes veg teen hierdie soldaat, fisies moet veg, dan staan ek dalk nie 'n kans nie. Maar in my wese, in my denke, in my menswees, in my hart en siel, rus God my toe. Gee God vir my wat ek nodig het om te lewe, om te wees wie ek moet wees as sy kind. So Paulus gebruik dan hierdie beeld van 'n soldaat en die klere van 'n soldaat om die ander Christene te inspireer vir hoe hulle moet lewe. En daardie is ook vir ons 'n beeld en waaroor ons gesels in hierdie reeks. So ons fokus vandag op die gedeelte, die kledingstuk van die borsharnas, die boplaat kan mens eintlik maar sê, wat jou bolyf moet beskerm. En Paulus link hierdie borsharnas met die gedagte van vryspraak, die woord vryspraak. So, wat is vryspraak? Kom ek verduidelik dit vir julle met 'n fliekreferens. Nou hierdie is dalk bietjie van 'n meisie fliekreferens, maar ouens, dit sal julle nie sleg doen om dit ook te kyk nie. Wat het Cinderella, Pretty Women en Nadia Bekes van Mooi Rivier in gemeen? Hulle almal, hulle al drie, is aangetrek deur iemand. Iemand het vir hulle 'n kledingstuk gegee wat hulle nodig het vir die okasie. Ons weet die fietjie en die meise en al daai deurtjies het vir Cinderella mooi aangetrek. En ons weet Richard Gere het vir Julia Roberts gehelp om mooi te lyk. En ons weet Heinz Winkler of Dave Meyer in Mooi Rivier het vir haar die rokkie gegee wat sy kon aantrek na die Valentynsbal toe. So iemand het vir hulle gegee wat hulle nodig het, die kledingstuk gegee. En dit is wat vryspraak is. Vryspraak, die belangrikste wat ons daarvan moet onthou, wat ons daarvan moet weet, is dat dit iets is wat God vir ons gee. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Dit is Jesus se werk gewees, dit is Jesus se daad. God maak ons deur Jesus vry van sonde, vry van die ultimate gevolg, die ultimate skuld wat ons sou moes dra van ons sondige natuur. God maak ons vry daarvan deur Jesus die skulddraer te maak. Dit is Jesus se werk, dit is sy liefdesdaad, dit is sy opoffering wat hy vir ons gee. En niks kan ons daarvan skei nie. En Paulus sê dit in Romeine 8, niks kan ons van die liefde van God
skyn nie. So dit is wat vryspraak is. Die belangrikste om te weet is dat dit iets is wat God vir ons gee, nie iets is wat ons self kan verdien of self voor kan werk nie. Ek ook verduidelik dit met nog 'n klere voorbeeld. Ek het die afgelope amper 4 maande 3 seentjies by die huis gehad, vir wie ek moes help met hulle kleuterskool huiswerk. En ek kon min of meer alles handle, behalwe verfaktiwiteite. Want as dit 'n verfaktiwiteit was, maak nie saak hoe hard ek probeer het, of hoeveel moeite ek gedoen het nie, ek kon dit net nie reg kry, dat verf op hulle klere beland nie. As ons klaar geverf het, op een of ander manier, was hulle vol verf gewees. En dit is so, die een dag wat dit verfaktiwiteit is, het een van die seentjies sy favourite Batman top aan. En ek probeer, ons moenie hierdie Batman top vuil maak nie, maar nou ja, einde van die verfaktiwiteit, hier is daar rooi verf oor die Batman top. En maak ook hoe hard ek probeer het, wat se wenresepte of tipe seepoeier ek probeer gebruik het nie, ek kon nie daai rooi verf afkry nie. As ek wil hê, hy moet nou 'n nuwe of 'n Batman top dra sonder verf op, gaan ek vir hom 'n nuwe een moet koop. Dis die enigste manier wat ek dit sal kan regkry. En dit is wat Jesus vir ons doen. Sonde maak ons vuil, soos die vuilmerke, verfmerke op 'n hemp. En maak nie saak wat ons doen en hoe hard ons probeer nie, ons kan nie uit ons eie uit daardie verf uithaal nie, daai vuilmerke uithaal nie. Maar vryspraak is dan Jesus wat sê, gee vir my daai vuil hemp en vat jy my skoon hemp, vat jy my nuwe hemp. Jesus doen dit vir ons, dis sy daad. En dis vir ons belangrik om te onthou. Luister wat staan in 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. As Paulus die beeld van 'n borsharnas gebruik om vryspraak te verduidelik of om aan vryspraak te link, dan is dit so diep. Want wat het 'n borsharnas, 'n borsplaat beskerm? Jou bolyf met al jou vital organe, jou hart en jou niere en jou lewer, alles wat jy nodig het, jou longe om te lewe. En ek is seker in daai tyd en vandag nog, is dit nie baie maklik om met 'n pyl en 'n boog of met 'n spies 'n kopskoot te tref nie. So mense het maar min of meer altyd gemik vir jou middellyf, want dis 'n groter target. So daai borsharnas beskerm 'n vital deel van jou liggaam, van jou lewe. En vryspraak beskerm die vital deel van ons geloofslewe, omdat dit gebaseer is, gebou is, gefundeer is in wat Jesus gedoen het, en wie hy was. Dat dit nie afhang van ons nie, en van hoe goed ons is nie. Ons is vrygespreek op grond van wat hy gedoen het. En dit is so wonderlik vir ons om te besef, dat dit is waaroor ons geloof gaan, en waarop dit gebaseer is. Niks kan ons daarvan skei nie. Ek weet, my verhouding met die Here is gebaseer op wat Jesus gedoen het. Ek weet, ek kan in 'n verhouding met God staan, omdat Jesus my vuiligheid, my verfmerke, my sondigheid op hom geneem het. Ek weet, ek kan voor God gaan staan en goed genoeg wees, en aanvaarbaar wees. Al het ek klomp goed wat ek saam met my dra, klomp goed waaroor ek worry, klomp goed waaroor ek nie tevrede is met my eie lewe nie. Ek kan in daai verhouding met God bly staan, oor vryspraak deur Jesus. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Besef vir 'n oomblik, dat ons geloof, die Christelike geloof, die enigste godsdienst is, die enigste worldview, die enigste geloof is, waar die God die oplossing bring, waar die God die vryspraak gee, sonder dat ons enigiets hoef te gedoen het om onsself waardig te bewys. In alle ander worldviews, in alle ander godsdienste, moet jy deur 'n paar stappe gaan, of al die pilare beoefen, of 'n paar goed doen om te bewys, jy kan die vryspraak verdien. Maar vir ons as Christene, gee God dit, vrylik.
So kom ons vier ons vryspraak en ons lewe met selfvertroue as Christene. Wanneer ons in die gemeenskap is, tussen ons vriende is, tussen mense beweeg en mense wonder oor ons of rol hulle oor of voel hulle verstaan nie waarmee ons besig is nie, dan wys ons vir hulle deur ons manier van lewe, deur hoe ons optree, deur hoe ons genade en liefde betoon, deur hoe ons mense aanvaar, deur hoe ons kies om reg te lewe, dat ons vryspraak van God ontvang het. Ons moet ons borsharnas dra. As hulle dit nie in die oorlog gedra het nie, dan sou hulle dit nie gemaak het nie. Ons het nodig om ons geloof, ons verhouding te baseer op dit wat ons van Jesus ontvang het. Want as ons so lewe, inspireer ons ander en wys ons verander met hierdie klere wat ons aan het, dat ons standvastig staan in ons geloof en dat God ons gebruik om 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons, wat ook al ons nodig het, van U ontvang het. Dat U vir ons kom toerus het, kom aantrek het. Here, my gebed is dat elkeen van ons met hierdie selfvertroue sal lewe, met hierdie ywer en hierdie passie, dit wat Paulus ook in hierdie brief vir die gemeente wou leer, dat ons so sal lewe, dat mense sal kan sien ons behoort aan U, en dat ons aan U kan behoort vrylik, op grond van wat U gedoen het, en help ons om dit net uit te leef as 'n getuienis, en net te weet dat U ons gebruik om 'n verskil te maak, en om ander mense se lewens en se harte aan te raak. Ons vra dat U ons sal seën. Dankie vir die Heilige Gees, wat in ons werk, wat deur ons werk, en wat ons die krag en die moed gee, die wysheid en die insig gee, om te weet hoe ons moet lewe, sodat ons borsharnas, ons vryspraak, so sigbaar sal wees, so duidelik sal wees, so helder sal blink, dat dit die lig na U toe sal wys, en dat U daardeur verheerlik sal word en groot gemaak sal word. Want ons eer U, ons maak U groot met ons hele lewe. In Jesus naam. Amen. Die borsharnas van vryspraak is vir ons gegee om vry te wees. Dis vir ons gegee om vry te wees om die Here se naam te versprei. Dis vir ons gegee om 'n lig in hierdie donker wêreld te wees. As ek aan die woord vryspraak of vryheid dink, dan dink ek daaraan dat ons nie meer hoef te worry oor ons sondes of die verkeerde dinge wat ons al gedoen het nie. Want Jesus Christus het vir ons gesterf vir al ons sondes. Ons hoef nie meer te worry nie, want ons moet ons vryheid gebruik om sy naam te versprei en 'n verskil in hierdie wêreld te gaan maak. So julle, ons het net gehoor wat beteken hierdie vryspraak. Dit is sulke groot woord en ek wil 'n illustrasie vir julle doen om dit dalk nog makliker te verduidelik. Vir my beteken dit ook maar eintlik net dat ons vrygemaak word. Ons word vrygemaak van die dinge in ons lewe wat ons kan seermaak, goed wat sonde in ons lewe inbring, en kom ons kyk wat gebeur. Want as jy nou sou imagine, hierdie is jou hart. Die Bybel sê vir ons in Spreuke 4 vers 23, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit gaan uitkom in jou lewe wat in jou hart aangaan. En as jy gaan toelaat dat daar leuns of goed wat vuil is of goed wat nie pas by jou of 'n Christelike lewe nie, gaan toelaat in jou hart, dan gaan dit gebeur. So kom ons sê, jy wil maak sodat almal anders maak en jy besluit, ag weet jy wat, 'n vloekwoordjie hier of daar kan maar gebeur en jy begin dit deel maak van jou lewe, of jy besluit, weet jy wat, 'n vuil boodskap wat ek dalk vir iemand kan stuur, gaan nog gebeur en dan sit jy nog sonde in jou hart en dan voor jy jou kan kry, dan lyk jou hart ook so van die sonde. Nou as jy die wapenrusting van Jesus Christus aantrek, dan kom Jesus en hy kom in jou hart in en hy kom maak jou vry van daai sonde. Hy kom maak jou vry van dit wat jou seermaak in jou lewe en kan seermaak in jou lewe. So kyk wat gebeur as ons die wapenrusting aantrek en Christus in ons lewe inkom. Daar kan jy sien, maak hy jou hart skoon. Hy kom maak jou hart skoon as jy daai borsplaat aansit, daai borsharnas aansit en jy beskerm jou hart. Jy beskerm jou hart teen goed wat jy weet jou lewe negatief gaan beïnvloed. En dan is dit ook lekker vir ons om te weet dat Christus het ook die sonde heeltemal oorwin in ons lewe. So kyk dan wat gebeur as ons vir Christus die geleentheid gee, soos wat hy gedoen het aan die kruis, om ons van alle sonde te kom verlos. Dan sal jy sien hy het die sonde heeltemal in jou lewe oorwin. Mag hierdie illustrasie vir jou iets beteken, dat jy dit altyd sal onthou van wat die borsharnas beteken wat ons aantrek. Ek wil julle ook uitnooi met groot opgewondenheid na Dinsdag se
gebedsgeleentheid. Ons reis van Egipte, gaan ons zoom Brasilië toe, en ons gaan in Brazil, gaan ons daar saam met 'n local kerk bid vir 'n uur, Dinsdag aand 7 uur. So moet dit asseblief nie mis nie. As jy weet van iemand wat wil deel wees van die Great Collab, nooi asseblief nog kerke, nooi nog jong mense, maak mense deel van hierdie geleentheid. En ons sien julle volgende week.